Vandag gaan ons kyk na die uitsit van 'n makervlout. Om dit te kan doen, ten eerste het jy 'n makervlout nodig. Ons sal later bespreek oor presies wat is die voorvereistes van spesifieke makervlouts. 'n sinker en stelsel om die makervlout te kan pop. Jou merkpenne, soos wat ons reeds op 'n vorige videoklip gedemonstreer het, en 'n swaardienststok en katrol met breid, en dan logies, omdat ons met hierdie swaardienststok en breid gaan gooi, 'n vingerhoed om jou vinger te beskerm. Om 'n merkervlout uit te sit, is dit baie belangrik om te verstaan dat jy dit korrek sal doen, andersins sal die flout nie pop nie, maar kom ons begin by die begin. Heel eerste het jy 'n stok nodig wat bietjie robuust is, redelike ruggraat het, wat lekker ver kan gooi. Net vir interessantheid, ek weet dadelik is daar van die hengelaars wat dink, maar hoe kry ek hierdie kontrapsie ver gegooi? Om te kwalifiseer vir die nasionale span in Suid-Afrika, moet jy hierdie kontrapsie, soos wat jy dit hier sien, 160 meter ver kan gooi, presies op die verkose plek, soos wat deur die keerders gevra word. So dis nie moeilik nie, dit is moontlik om dit te doen, maar my advies altyd aan 'n hengelaar is, as jy nie 160 kan gooi nie, gooi dan eerder 150 en jy weet jy kan dit akkuraat en reg daar doen. So kom ons begin. Ek sê weer, 'n robuuste stok met sterk ruggraat wat goeie afstande kan handhaaf, 'n goeie katrol met breid op. Jy sal sien, ek is lief om van die C-katrolle gebruik te maak as dit by hierdie voerwerk kom, omdat hulle so baie swaar werk doen. Die C-katrolle kan net die swaarder werk beter hanteer. Ek gaan nie 'n debat oor breid voer nie, elke persoon het sy eie persoonlike voorkeur. Weet net, as jy hierdie ding gooi, en jy gooi die breid af, dan sê jy vir R300 totsiens. Of selfs meer.